Rigters, hoofstuk 11. Daar was 'n dapper man in Gilead met die naam van Jefta. Sy ma was 'n prostituut en hy was 'n seun van Gilead. Gilead se vrou het ook vir hom seuns in die wêreld gebring, en toe hulle groot word, het hulle besluit om vir Jefta weg te jaag. Hulle het vir hom gesê: "Onder geen omstandighede mag jy saam met ons erf nie, omdat jy 'n ander vrou se kind is." Toe het Jefta van sy broers af weggegaan en in die Arameese gebied Top gaan woon. 'n Klomp niks nutte het by hom aangesluit en saam met hom op strooptogte uitgetrek. 'n Ruk later het die Ammoniete teen die Israeliete uitgetrek en teen hulle oorlog gemaak. Dit is gedurende hierdie tyd van oorlog teen die Ammoniete dat die leiers in Gilead na Jefta toe gegaan het om hom terug te bring uit die streek van Top. Toe sê hulle vir Jefta: "Ons wil hê jy moet ons bevelvoerder word en ons help om teen die Ammoniete oorlog te voer." Toe antwoord Jefta die leiers van Gilead: "Maar julle het my dan verafskie en besluit om my uit my pa se huis weg te jaag. Hoekom kom julle na my toe as julle in die moeilikheid is?" Daarop antwoord die leiers van Gilead vir Jefta: "Dis juis omdat ons jou nodig het dat ons gekom het. Kom saam met ons en veg teen die Ammoniete. As jy dit doen, sal jy oor die inwoners van Gilead regeer." En Jefta vra die leiers van Gilead: "Wil julle vir my sê dat as ek saam met julle teruggaan na Gilead en teen die Ammoniete oorlog voer en die Here hulle in my hand gee, dat ek julle leier sal wees?" En hulle antwoord Jefta: "Die Here is 'n getuie vir wat hier gesê word. Ons sal alles doen presies soos jy gesê het." Toe Jefta saam met die leiers van Gilead gaan, het die manne hom leier en bevelvoerder gemaak. Daar in Mispa het Jefta ook die woorde voor die Here herhaal. Toe stuur Jefta boodskappers na die Ammonitiese koning: "Wat het ek aan u gedoen dat u optrek om teen my land oorlog te voer?" Toe antwoord die Ammonitiese koning die boodskappers van Jefta: "Die rede is dat Israel my land van die Arnonrivier tot by die Jabokrivier ingeneem het toe hulle destyds uit Egipte getrek het. As jy dit nou aan my teruggee, sal daar vrede wees." Toe stuur Jefta weer boodskappers na die Ammonitiese koning. Hy het gesê: "Dit is wat Jefta sê: onder geen omstandighede het die Israeliete enige grondgebied van Moab of van Ammon ingeneem nie. Met hulle uittrek uit Egipte het Israel deur die woestyn getrek tot by die Rietsee en daarvandaan na Kades. Daar is toe boodskappers deur Israel na die koning van Edom gestuur: ons vra toestemming om deur u grondgebied te trek. Die koning van Edom het egter toestemming geweier. Dieselfde boodskap is aan die koning van Moab gestuur en hulle het ook toestemming geweier. En dit is die rede waarom Israel in Kades gebly het. Toe het hulle om die grondgebied van Edom en Moab getrek deur die woestyn te trek. Daar aan die ooste kant van Moab het hulle kamp opgeslaan aan die ander kant van die Arnonrivier. Die Arnonrivier is die grens van Moab. Dus het hulle glad nie in hulle grondgebied gekom nie. Toe stuur Israel boodskappers na Sion, die Amoritiese koning wat in Gesbon was, en vra hom: ons vra toestemming om deur die grondgebied te trek na ons eie land. Maar Sion het ons ook nie vertrou om deur sy land te trek nie, maar het al sy manne opgeroep na Jaas waar hulle kamp opgeslaan het, en hulle het teen Israel oorlog gemaak. Sion en al sy manne is deur die Here, die God van Israel, in ons hand gegee, en ons het hulle verslaan. Dis toe dat daar die hele grondgebied van die Amorite, waar hulle gewoon het, deur Israel ingeneem is. Die hele land van die Amorite, van die Arnonrivier tot by die Jabokrivier, en van die woestyn af tot by die Jordaanrivier, is deur Israel as erflike besitting ingeneem. Die Amorite is deur die Here, die God van Israel, voor sy volk, die Israeliete, uitgeroei. En nou wil jy dit kom inneem. Die grond wat Kamos, jou God, aan julle as besitting gegee het, moet mos deur julle beset en bewoon word. Daarom moet ons die grondgebied beset en bewoon wat deur die Here ons God aan ons gegee is, deur die inwoners daar uit te dryf. Dink u dat u beter is as Balak, die seun van Sipor, wat destyds die Moabitiese koning was? Hy het dan nie eers teen Israel gestry of teen hulle oorlog gemaak nie.
Dis nou al 300 jaar dat Israel en Gesbon met sy omliggende dorpe, Aroer met sy omliggende dorpe en ook die res van daardie dorpe en stede wat langs die Arnon rivier geleë is, woon. Hoekom is dit dan nooit in al die jare deur julle teruggeneem nie? Besef dan nou dat dit nie ek is wat teen u oortree het nie, maar dat dit u is wat verkeerd is om teen my te wil oorlog voer. Vandag nog sal die Here, wat regter is, oordeel tussen die Israeliete en die Ammoniete. Die Ammonitiese koning het hom egter nie aan Jefta se boodskap gesteer nie. Toe het die gees van die Here oor Jefta vaardig geword. Hy trek toe deur Manasse en Gilead tot by Mispa in Gilead en vandaar het hy na die Ammoniete getrek. Toe maak Jefta 'n gelofte aan die Here. Indien u die Ammoniete in my hand oorgee en ek hulle oorwin, sal ek die persoon wat my tegemoet kom uit my huis, wanneer ek veilig terug is van die slagveld, aan die Here gee as 'n brandoffer. Daarop het Jefta teen die Ammoniete opgetrek vir die oorlog. Hulle is almal deur die Here in sy hand gegee. Hy het 20 stede van hulle verpletter. Van Aroer af, verby Minit, tot by Abel Keramim het hy hulle vermorsel. Israel het die Ammoniete onderwerp. Jefta het na sy huis in Mispa gegaan. Op daardie oomblik het sy dogter, sy enigste, hom tegemoet gegaan met 'n gedans en met tamboeryne. Jefta het nie ander kinders gehad nie. Toe hy haar sien, het hy onmiddellik sy klere geskeur en vir haar gesê: "Ag my liewe kind, jy breek my hart. Hoekom moes dit nou juis jy wees? Kyk, aan die Here het ek 'n gelofte gemaak wat ek nie kan verbreek nie." En sy antwoord: "As pa 'n gelofte aan die Here gemaak het, moet pa met my doen volgens die gelofte, want die Here het pa gehelp om op die Ammoniete, pa se vyande, wraak te neem." Verder sê sy: "Bewys aan my net een guns. Gee my net toestemming om vir 2 maande vry na die berge te gaan, sodat ek en my vriendinne my maagdelikheid kan beween." En hy antwoord: "Jy kan maar gaan." Hy het haar laat gaan om vir 2 maande saam met haar vriendinne oor haar maagdelikheid te ween. Sy het aan die einde van die 2 maande teruggekom na haar pa en hy het met haar gedoen volgens sy gelofte. Sy het nooit by 'n man geslaap nie. Tot vandag toe gaan die dogters van Israel om vir 4 dae lank elke jaar die dogter van Jefta uit Gilead te besing.